Dit is altyd 'n jubelvreugde in my hart om in die teenwoordigheid van Vader se verbondskinders te wees. En my vreugde lê daarin dat ek weet dat hier sit nie valsheid nie. Hier sit opregtheid. Hier sit warmte. Hier sit die geeskrag van oorwinning. En daarom is dit 'n besondere voorreg om in die teenwoordigheid te wees. Dit is die 9de Maart 2025, glo dit as jy wil. En die tema van môre is nou so enetjie wat so bietjie snaaks is, maar dit is nodig dat ons soms so bietjie hieroor ook praat. En die tema van môre is die slaguisters van sentimente. Ek gaan hom graag weer herhaal. Die slaguister van sentimente. Het jy hom? Daar's hy. So ons het twee goed waaroor ons praat vanmôre. Die een is 'n slaguister en die ander een is 'n sentiment. Of ons kan sê die sentiment is 'n slaguister, net soos wat jy wil. Maar ons moet eers 'n paar goedjies van mekaar mooi beduie. Ons wat vanmôre hier sit, is op die Afrika bodem in Egipte gebore. Ek glo my nie, gaan lees die skrif. Jakob en sy seuns het waarheen gegaan? Egipte toe. Waar is die nageslag gebore? In Egipte. Is dit reg? Is dit reg? Goed, luister nou mooi. Vader het wat gedoen? Hy het syne uit Afrika uit weggevat, tussen die Afrikaners uit. Is dit reg? Dis hy. Hy vat hulle daar weg. En hy skei hulle af, man. En hy roei hulle. Hy het die plek geskit. Maar die lank en kort daarvan, ons is op die Afrika bodem gebore. Nou hierdie klomp goed wat hier buite sê, hulle was eerste hier. Ons sê jy lieg, man, jy ken nie die geskiedenis nie. Ons was eerste in Afrika. Ons is hier gebore. Nou praat ek vanmôre politiek. Nee, ek praat met jou regheid, man. Ek praat met goed wat in jou vel raak. Ek praat met goed wat oor jou nageslag raak. Ek praat oor goed wat jou toekoms in hierdie land beïnvloed. En ons gaan skrif praat hieroor. Nou luister mooi, wat gebeur? Ons is gebore op pad na die Rooi See. Ons is gebore terwyl die volk manna opgetel het. Ons is gebore toe hulle goue kalf gebou het. Ons is gebore langs Horeb. Toe die volk die gebooie ontvang het. Wat ek vir u probeer sê, en dit is die passie van die oomblik, is dat Vader het sy verbond in stand gehou, ongeag die omstandigheid, ongeag Egipte, of die Rooi See, of die woestyn, of die bil van Egipte. Hy het syne in stand gehou, prys sy kosbare naam, en hier sit hulle vanmôre hier. As hy ons nie in stand gehou het nie, was ons nie vanmôre by mekaar nie. Applaus vir die koning! Is dit nie wonderlik nie? Ons moet loskom van vreugde. Maar weet jy wat? Ons is ook gebore toe die mure van Jerigo geval het, en daarom sê ek dit vanmôre vreesloos. Hierdie mure in hierdie Jerigo gaan val, prys sy naam. En dit is Vader se woord oor ons. En ons is gebore toe die skril stemmetjie van ons losser in Bethlehem die hemelruim geklief het en die hele skepping tot stilstand gekom het, want hierdie volk wat hy so gebore laat word het langs die pad, het 'n perfekte losser nodig gehad, en dis Vader wat kom vlees word in die midde van hierdie verbondsvolk. En wat doen hy? Hy is ons losser tot tyd en tot ewigheid. Wat 'n besondere oomblik dan om te verstaan, ons is die hele tyd vir hom gebore, vir hom gebore, vir hom gebore. Nie vir ons nie vir wie nie. Ons is vir hom gebore. En wat tog maar net sê vir al die ouens in die buiteland, die geskrewe wat julle hoor is die kindertjies in ons midde. Ons is in die buik van die kakebeen wa gebore. Baie van ons is sommer tussen die graspolle onder die wa gebore. Van ons is in die skaduwee van die kameeldoring gebore. Maar jy hoor nie wat ek vir u sê nie.
Ons is vir Vader Jahwe in hierdie land gebore. Vir hom. Dink jy nou vir een oomblik, die wat hy hier laat gebore word, gaan hy versaak langs die pad. Dink jy dit vir een oomblik? Nee, hy gaan dit nie doen nie. Hy gaan dit in stand hou. En daarvoor roep my siel, halleluja, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Ons is gebore, toe ons losser aan die paal uitroep, dis volbring. Maar jy hoor nie hierdie woorde nie. Want dit wat hy begin, sal hy volbring. En wanneer hierdie losser dit aankondig, dan sit die hele skepping. Want hulle weet waarvan hy praat. Maar verstaan u en ek vanmôre waarvan hy praat? As hy sê dit is volbring, dan beteken dit, daar sal nie een van sy woorde wat hy gespreek het op die grond val nie. Dit is Jesaja 55:11 wat vir jou en vir my herinner. Hy sê, my woorde is voorspoedig in alles waartoe ek dit gestuur het, en dit keer nooit lieg na my terug nie, prys sy naam. Maar dit is die passie van die oomblik. Dis waarin ons moet leef, dis waarin ons moet inleef, ons moet daarin sing en daarin lofprys, want niemand op die planeet of in die skepping kan Vader se bedoeling met hierdie verbondskinders ooit verander nie, prys sy kosbare naam. Nou ek wil nie met jy praat oor sonde vanmôre nie, want die Satan se kapitaal. Ek praat nie oor die vyand se kapitaal nie, ek praat van Vader Jahwe se kapitaal. Sy naam is binne in jou siel, binne in jou wese. Jy's deel van hom. Ek wil oor daardie kapitaal praat vanmôre. En wat het dit te doen met sentiment? Ek gaan vir u verduidelik. Maar eers gaan ons Psalm 126 verse 6 met mekaar hanteer. Psalm 126:6, as jy daarna toe kan blaai. En luister mooi wat sê die skrif hierso. En dan moet jy dit verstaan vanmôre, hoe dit bedoel is. Die psalmis praat hier oor iemand wat ons mis. En hy sê die volgende, hy loop altyd deur en ween, of al deur en ween, en dra die saadkoring. Hy loop al deur en ween, maar terwyl hy ween, dra hy die saadkoring. Het jy saam met my gelees daar? Dis hy. Nou hoor nou mooi. Hy nou verander die hele situasie. Hy dra die saadkoring met geween en dan verander dit. Hy sê hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Het jy gesien wat staan daar geskrywe? So hy ween oor 'n volk. Hy staan buitekant Jerusalem, dan ween hy. Jerusalem! Hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak toe sê en haar kykers my julle wou nie. So hy dra die saadkoring met 'n geween. Dit reg. Maar ek lees daar gaan 'n oomblik kom wat hy wat? Hy gaan die gerwe met 'n gejubel dra. Wanneer? Dit is Matteus 13. Nou wanneer jy weer hierdie gelykenis gaan lees, onthou, wat doen hy? Hy dra sy gerwe. Hy dra nie onkruid nie. Ek sien in Matteus 13, gaan hy die onkruid tussen die koring uithaal, en dan gaan hy sy gerwe bind, en hy gaan hulle met gejubel dra tot eer van sy kosbare naam. Ek wil nie die enigste ou wees wat opgewonde is daar nie. Kan ek 'n heerlike applous vir ons koning kry vanmôre? Prys sy kosbare naam. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie dierbaar nie? Maar wat het langs die pad gebeur? Ons het in die slagyster getrap. Nou hierdie slagyster het 'n verskeie naam. Hierdie slagyster se naam is sentiment. Nou u en ek wat 'n boervolk is of 'n boervolker is, ons verstaan sentimente. Ek meen ons dra ou skoene. En ons weier hulle om weg te gooi. Hulle dra so lekker, hy pas so lekker, hy ryk soos ek ryk. En hy kan vir jou vertel van al die kilometers wat ons saam geloop het. Man, en ek kan net nie afskeid neem van hierdie ou paar skoene nie. Sy hakke is skeef en sy punte het nou al skurwe plekke op. Maar, hierdie paar skoene vir my. En dan kry hulle ook 'n ereplek. Maar wil jy nie weggooi? Nee, jy gooi nie my skoene weg nie.
Jy dra nie meer nie, maar die sentiment, daai skoene. Maar so maak ons met rokke en broeke. Ek het nou al klomp brille agter die rug, maar binne my kantoor hang hulle almal daar. 'n Sentiment, ek kan net nie hierdie ou bril wat my gedien het, kan nie van 'n ontslaa raak nie, man. Ek moet net die ou elke dag sien en my daaraan herinner, hy was gaaf met my, hy het saam met die pad geloop en so meer. Al moes ek altyd hom skoon maak en hom verstel dat hy nie op my neus uithang en al daai klas van twak nie. Maar ons is 'n sentimentele volk, is dit nie? My vrou het so 'n aluminiumpan. Hy het 'n deksel, maar daai deksel pas nie op hom. Want die oond, daai aluminium al so 'n bietjie geboelie. Maar hulle pas nie meer bo mekaar nie. Dit is nie 'n mooi pan nie, maar sy is so lief vir hierdie pan want hy braai die vleis so lekker. Jy sien. So ons is 'n sentimentele volk. Nie waar nie? Nou kom ons kyk hoe dit 'n slaghuister vir ons geword. Nou kom ons praat vanmôre met mekaar oor die volgende. Wat is 'n sentiment? Ek het 'n definisie hier geskrywe en luister mooi, wat is 'n sentiment? 'n Sentiment is 'n opregte en verfynde aanvoeling. Ag men, Jy's opreg in jou aanvoeling oor jou ou skoene. En daai tandeborsel se hare lê se weg, maar dis my ou tandeborsel. Dis 'n opregte aanvoeling, is dit nie? Daar sê. En dit is 'n neiging. Dis 'n neiging, hoor nou, 'n neiging om deur emosie eerder as rede of feit beïnvloed te word. Dis wat sentiment is. So dis 'n emosie. En hierdie emosie hou jou in ritme. Hy laat jou leef, hy laat jou sing, hy laat jou goed sê ensovoorts. Maar dit is 'n emosionele uiting. Dit is nie noodwendig feitelik korrek nie. En dit is waaroor ons vandag oor praat. En gelukkig is baie tyd, want hoe laat is son onder nou weer? Ons het genoeg tyd vandag. Dis verspot. Dis verspot maklik vir die vyande om ons sentimente te ken en dit uit te byt en ons almekaar binne die sentimente te laat funksioneer. Hulle herfokus ons weg van die werklikheid en die feite wat reg voor ons oë gebeur. So die NG Kerke vreeslike dik, swaar sentiment geword. En as jy aan die NG Kerk vat, dan sê hy, luister hierso, jy's besig om moeilikheid te soek. My oupa Grootjie, sy oupa Grootjie. En hulle almal, en my pa en my oupa, hulle almal is daar. Ek is ook daar. Wat praat? Sentiment. Dis hy. So wat die NG Kerk ook al besluit het om te doen, is nie die probleem nie. Moet net nie aan my sentiment vat nie. Was dit 'n slaghuister vir hierdie boervolk, ja of nee? Ja. Maar asof ek nou nie oor die hervormers en die doppers wil praat nie. Maar u weet nie is dat die AGS se geloofsbelijdenis en die NG Kerk se geloofsbelijdenis is woord vir woord dieselfde nie. Maar as 'n sentiment, hoekom? Want die AGS doop groot. Maar die kerk weet nie van die doop nie, klein doop. Dit is sentimente. En ons het oor hierdie goed geval tot van môre toe. My pleit is dat ons moet ons sentimente verskuif. Ons word besig gehou met sentimente sodat ons nie dit wat nou in vervulling gaan kan verstaan en sien nie. Praat ek oor Trump. Trump is nie die herder van die boervolk nie. Trump is ook nie die redder van hierdie boervolk. Dis Vader Jahwe, man. Maar ek sê nou vanmôre vir jou, al wat Donald Trump in Amerika doen, hy laat die profesie in vervulling gaan. Halleluja. Watter profesie? Volke skuif na volke. Jesaja 50 sê dit. Jeremia 50. Jesaja 13:14 sê presies dieselfde profesie. Hy sê
soos die gemsbokke gejaag word, op volspoed, né? En soos die klein vee sonder herder bymekaar gemaak word, so sal elkeen na sy volk terugkeer. En ek sien, hierdie is 'n aksie, vergeet nou vir Donald daar in Amerika, hy is net iemand wat die plek aanroer. En ons sien dwars oor die planeet, in die westerse volke, waar Adam is daar 'n neiging na regs. En ons koning sê, ek sal my skape aan my regterhand vergader en die bokke aan my linkerkant. Maar ons sien dit voor ons oë gebeur, maar ons moet nie 'n sentiment hê oor kruisie trek nie. Dis 'n vreeslike sentiment, hierdie kruisie ding. Jy weet die onderwyser en die onderwyseres, en jou boeke klaar deur is die eerste ding wat jy wil doen, na jy jou boek, huiswerkboek teruggekry het, dan kyk jy hoeveel verkeerdmerkies is daar. Is dit reg? Ja. Kom maar nie so skynheilig wees nie, dit is mos so. Maar vragtig, ons het 'n sentiment aan 'n verkeerdmerkie. Elke 5 jaar gaan sê ons, dis verkeerd. Dan wag ons 5 jaar, dan het ons weer 'n beurt. Dis verkeerd, maak ons weer 'n kruisie. Verkeerd. En ons bly in die sentiment, maar ons kom nie eens agter dis verkeerd nie, maar ons sentiment sê ek moet 'n kruisie trek. Dis 'n slagyster vir die gemoed, vir die liefde, vir die integriteit van hierdie boervolk. Erns moet ons die jukke breek in die stroppe tussen stikken ruk. Hulle hou ons gefokus deur middel van ons sentimente. Hier is nou 'n klomp ouens wat hier na Donald toe is. Hulle gaan by hom raad vra. Beskerming vra. Plan vir die toekoms vra. En ek kyk na hierdie goed en ek sê, my magtie, hierdie is die voormanne van die wit ras in Suid-Afrika. Hulle roep nie die volk op om by Vader Jahwe te gaan hoor oor die toekoms. So hierdie oefening is 'n dooie oefening. Dis nie hoe dit gaan gebeur. Maar ek wil nie die tyd vooruitloop nie. Solank as die sentimente opgeblaas en glansryk aangebied word, sien boervolkers nie wat hulle moet sien nie. Nou ek het 'n lysie gemaak, en verskoon my as ek my oog bietjie afhaal, ek wil hulle net punt vir punt met jou behandel. Hulle sien nie die subtiele, jammer, hulle sien nie die subtiele boeie, sielkundige boeie nie. Die sielkundige geboei. Kom op beduie. Ons is bedien vanaf die kansel dat ons is skuldig dat ons hierdie ouens agtergelaat het. Ons is daaraan skuldig dat hulle nie die alfabet kan skryf nie. Ons is daaraan skuldig dat hulle nie geleenthede gehad het om aan ons seëninge deel te hê nie. Die sielkundige boeie. Miskien is dit onvanpas vanmôre om vir u te sê, dit is tyd dat hierdie ouens wat so gepraat word, se bekke gesnoer word, want dit is nie 'n mond nie, dit is 'n bek. Hy praat teen die verbondskinders van Vader Jahwe. Eintlik as hy sy bek oopmaak, moet jy hom toemaak. Jy kan nie metode kies wat jy van hou. Nou, luister mooi, die tweede een. Ons volk is so verknog aan ons sentimente, ons sien nie ons armoede nie. Ons is arm aan sy gees, arm aan waarheid, arm aan volkstrots, arm aan land. Ons het nie 'n land nie, ons het nie 'n toekoms nie, ons het nie 'n stem nie, ons het niks. Maar wragtig, ons hou die sentimente in stand. As dit pas gaan word, is dit pas gaan. In Paasmaandag soek ons die eiers wat die hase gelê het. Ons is regtig, die goed is verskriklik. Dis vir geslagte wat dit aanhou. Maar ons sien nie ons armoede nie. Wat gebruik hulle? Sentimente. Ek bid
En ek sê dit in u oog, en die wat na hierdie materiaal sal luister, ons moet die sentimente identifiseer, en ons moet dit stik aanslaan, ons moet dit verbrysel voor die aangesig van Vader Jahwe. Die derde puntjie, hulle sien nie hoe hulle vaderland onder hulle voete weggesteel is nie. Ek sien hoe hierdie volk die blikkies kos en die komberse en die kerse na die toe ry wat in die vergadering nie mag kom nie. Maar 1 miljoen van hierdie volk sit in die strafkampe van die ANC. Ek weet nie, hoe wil hierdie volk voor Vader Jahwe verskyn wanneer hierdie toestand aan die gang is nie. Ek kan nie hierdie toestand met politiek en godsdienst korrigeer nie. Daar's nie 'n moontlikheid nie. U moet word soos wat die skrif sê, u moet wees soos wat Vader bedoel het, jy moet wees. En wat sê hy? Jy mag sy vrede en sy geluk tot in ewigheid nie soek nie. Klaar gepraat. As hy nie vir homself familie kan plant nie, dan vrek hy van die honger, maar is nie my verantwoordelikheid om hom blind pens te laat rondloop nie. U wil nie hê ek moet so praat nie, want dit is onchristelik. Christelikheid is 'n ander sentiment wat jy uit jou stelsel en uit jou bloedstroom en uit jou onderbewussyn moet uitvernietig. Hulle sien nie dat hulle kinders in die loop van al hierdie dinge totaal gestroop is van volkskap nie. Hierdie jong kinders weet vandag meer van Steve Biko as van Vader Jahwe. Maar ons sentiment wat ons hier gebring het, is godsdiens. Verskoning. Godsdiens het ons hier gebring. Diens aan watter God? Die boek sê, jy mag jou met hulle nie vermeng nie. Wat is aan het gebeure? Maar terwyl hierdie volk verdonker, soos 'n roosterkoek wat nie omgedraai word nie. Terwyl dit aan die gang is, hou sy haar sentimente aan die gang. Nuwejaarsdag. Nuwejaarsdag is eintlik Babbelasdag na Kersmisdag. Hulle sien nie, hierdie volk is met haar sentimente besig. Sy koester haar sentimente so, dat sy nie eens agterkom, dat Vader Jahwe word in hierdie land deur die godsdienstregime gelaster nie, en die volk staan nie op nie. Hoekom staan jy nie op nie? Is jy bang? Ek lees daar 'n profesie in Sagaria. En Sagaria sê in die dag sal hulle nie die harige mantel aantrek om te lieg nie. En as hy profeteer, sal sy vader en sy moeder hom deurboor en sê, jy mag nie profeteer nie, want jy het leuns in die naam van Vader Jahwe verkondig. Daardie dag kom. Prys sy kosbare naam. En ons moet dit leef, ons moet dit praat, ons moet dit sing. Dis 'n vreesloosheid, dis 'n profesie. Amos 3 vers 7 sê dat Vader doen niks tensy hy die profesie aangekondig het nie. Nee, tensy hy die raadsbesluit deur die profesie aangekondig het nie. Hy het dit in Sagaria aangekondig. Dit gaan gebeur. Is dit die eerste keer dat dit gedoen gaan word? Nee. Maar die belofte is, dit gaan weer gebeur. Dit gaan weer gedoen word. Hoe weet u en ek dit? Nou ek moet tog nou vanmôre met u nou praat oor hierdie wonder. Blaai gou na Lukas 19 vers 41. Nou, ek wil net iets hier verduidelik.
Dis ons Vader, hy is in die vlees, hy is die losser van Israel. Ek weet, hier's baie in die land wat hiermee verskil, maar ons het 'n sagte vrede daaroor. Maar luister mooi, wat sê hy? Hy is Vader in die vlees. Hy sê, en toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor geween. Nou, u moet nou verstaan wat het gebeur. U moet Jesaja 5 verstaan. Jesaja 5 handel oor die lied van my beminde oor sy wingerd. En hierdie beminde is Vader Jahwe. En hy het 'n vrugbare heuwel gehad. En hy het edel wingerdstokke op die heuwel. En hy het 'n muur daarom gebou. In 'n doorringheining. En hy het 'n toring daar binne gesit. Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van Vader Jahwe is 'n sterk toring, die regverdige vlug daarin en word beskik. So hy het sy naam binne in sy wingerd opgerig. En hy het verwag dat hulle druiwe sou dra en hulle het wilde druiwe gedra. En dan sê hy, dit is wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan hulle woesternij maak en ek gaan hulle 'n wildernis maak. Ek gaan hulle beskerming wegneem en ek gaan my naam wegneem. En die sit ons vanmôre en die sentimente het ons vertrap, ons verwoes vanmôre. Ons is nie hierdie edel volk nie. Ons is nie hierdie dinamiese volk nie. Ons is nie hierdie vreeslose volk, hierdie verbondskinders van Vader Jahwe nie. Hoekom? Want sentimente het ons ontman, man. Dit het ons onbekwaam gemaak. Dit het ons geboei aan goed wat niks met Vader Jahwe te maak het. Okay. Waarom? Psalm 106 vers 36. Bly. Psalm 106 verse 36. Ek praat met jou vanmôre. Hoekom? Jy's 'n boerkind. Jy's 'n verbondskind van Vader Jahwe. Sy naam is oor jou uitgeroep. Hy het jou geken voor die grondlegging van hierdie wêreld. Nou moet jy mooi luister. Wat sê hy hiervan? Hoekom ween hy vanmôre oor die boervolk, oor kan die riviere van kus? Psalm 106 vers 36. Hoor wat sê daardie teksgedeelte. En hulle het hulle afgode gedien. En dit het vir hulle 'n struik geword. Jou Kersboom het 'n struik geword. Jou Pasga het 'n struik geword. Jou Springbok rugby het 'n struik geword. Jou godsdiens het 'n struik geword. Die hele plek het 'n struik geword vir die verbondskinders van Vader Jahwe. En waaragtig, hulle hou die struik in stand. Hoe struik is lekker om in jou te wees. Hoe struik is lekker, jy pynig my. Hoe struik is vreeslik lekker, jy bedwelm my eenmal 'n jaar by die Pasga en by die Paashaas en by die Kersboom. Dit is lekker om bedwelm te wees. Ons is so geroof en so besteel. Vader sê, julle afgode het vir julle struik geword. So kom ons sê dit vanmôre vir mekaar. Dan ontsnap ons uit die strikke wat vir ons gestel is. Prys sy naam! Daar's hy. Vandag is dit baie eeue later, baie trane, baie pyn en lyding, baie swaar kry, gemeng met wanhoop en toekomsloosheid. U moet vir my sit en kyk vanmôre, want u weet dit so. Sonder Vader Jahwe is ons in hierdie land toekomsloos. Laat gepraat. Toekomsloos. Nou, miskien moet ons kyk na die oorsprong hiervan en na die feite, die werklikhede. Nou, ek gaan nou miskien goedjie sê vanmôre wat jou liddoring gaan raak trap. Maar vergewe my daarvoor, smeer agterna so 'n samboksalfie aan. Ek moet oor hierdie goed praat vanmôre. Dit is noodsaaklik dat ons mekaar se harte vind en verstaan in hierdie oomblik. En ek gaan verduidelik. U moet nou kyk wat gebeur. Die eerste en waarskynlik die mees prominente sentiment is godsdiens. Nie waar nie? Maar hierdie godsdiens het niks aan hierdie verwoesting verander nie. Het hy?
Maar hierdie godsdienst sê dan lekker as die ou Bond Springbok span die wêreldbeker Suid-Afrika toe bring. Yes, yes, yes. Nee. Wat het van ons geword? Wat? Godsdienst keer het goed. In hierdie land is daar nie van een kansel afgesê dat hierdie besigheid, hierdie integreerde gemors besigheid hier buite is teen die wil van Vader Jahwe nie. Nie een nie. Maar die volk, sentiment. Hulle verwond, hulle trek swaar. Die slaguiters hang aan hulle bestaan, hang aan hulle beursies, hang aan hulle toekomsplanne en so meer. Moet tog net nie aan my sentimente vat. Dit smaak my ons as pensiepootjies terug in Egipte. Jeremia 16 vers 19. Jeremia 16 vers 19. As net na Psalms as jy hom soek. Jeremia 16 verse 19. En hierdie is vir my die mooiste mooi wat Jeremia uitroep en wonder ek, kan ek hierdie verbondskinders vra vanmôre om saam met Jeremia te stem. Hoor wat sê Jeremia en dit is die passie van my hart. O Vader Jahwe, my sterkte en my beskutting en my toevlug in die dag van benoudheid. Die vraag in my hart is ons in so jubeling, is ons in 'n dag van benoudheid, maar natuurlik is ons in 'n dag van benoudheid. Maar hoor wat sê Jeremia, U is my sterkte en my beskutting en my toevlug in hierdie dag van benoudheid. Hy soebat dit nie. Hy is eintlik uitbundig daaroor. Hoekom? Want hy weet dit. Hy weet. Maar die vraag in my hart is, weet ons dit? Is ons so in oorgawe oor hierdie stelling? Is ons? Vir wie wag ons? Nou hoor wat sê hy verder in die laaste gedeelte. Tot U sal die volke van die eindens van die aarde afkom en sê, net leuns het ons vaders geërwe. Ons het wragtig by hierdie punt aangekom. Ons sê vanmôre, net leuns het ons van ons vaders geërwe. Nie waar nie? Dis 'n werklikheid. Maar hier is ons vanmôre. Nou moet ons kyk wat is die leuns. Die leuns is verskuil binne in sentimente. En ons sentimente is 'n emosionele ervaring. Dis sterker as werklikhede en feite. Dis 'n emosionele ding. Ons is daar. Maar ons het onsself bekeer. En die bekering wat ons oorspog is, ek slaan nie meer my vrou nie en ek syp nie meer so dat die nageslag nie 'n druppel oor het nie. Ek stook nie meer my Lexingtons as 'n offer aan Moloch nie. Ek het tot bekering gekom. Jy praat twak. Bekering beteken om te wees soos wat Vader Jahwe jou bedoel het om te wees. Dit is bekering. Die kerksentiment, ek wil nie verder daaroor praat nie. Ons is met sentimente in die lokval gelei en die vyande van Vader Jahwe is reg rondom. Om ons huise, op die voorstoep, by die agterdeur. Ons is nou al so dat ons bly in Suid-Afrika agter tronktralies. Maar ons het 'n godsdienst. Ons is 'n Christelike volk. Ons ou mense se liggame word verbrysel. Maar ons moet bid vir die vyande. Vader Jahwe het gesê, wie is die vyand? Hy sê, jou huisgenote gaan jou vyand wees. Nie hierdie swaar gepigmenteerdes wat hier rondloop nie. En is ons huisgenote, wat die sentimentele rekords lewendig hou, en dit in die kindertjies se gemoed oorplant, en in die jong mense daarin groot, dis hulle wat daaraan skuldig is.
As jy nou wou gehad het, ek moet vanmôre 'n stroop boodskapie bring met die liewes van my sê, bly by die huis. Ek gaan nie. U het nodig om te weet wie u is. U het nodig om te ervaar wat is die vuur wat binne in jou binnekant brand. Wat is sy naam? Hoekom brand hy daar? U het nodig om vanmôre te weet dat sentiment het ons ondergeploeg in hierdie land. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Nou moet ek 'n snaakse ding vanmôre sê. Ons hou 'n gelofte fees elke jaar op die 16de Desember. Oor 'n verbond wat ons nooit nagekom het nie. Hoe? Nee, maar dit is 'n sentiment. Ons hou die sentiment in stand. Vader sê julle is verbondverbrekers. Kan julle die toestand sien waar binne julle is as gevolg daarvan nie? Nee, maar die sentiment. Volgende jaar 16 Desember 10:00 sal ons weer hier wees om vir u te sê ons is bly om 'n fees te hou oor 'n verbond wat ons nooit nagekom het nie. Dis gekheid. Nou, ek raak dan nou 'n heilige koei. Ag, mag hierdie ou heilige koei spoedig vrek. En hoor nou hierdie een, dis nie al nie. Hoe is dit moontlik? En ek sê dit met deernis, want ek is deel daarvan, dis hartklop, dit is deel van my menswees, my volk se geskiedenis is 'n warmte, dis iets lekkers. Maar weet jy, elke jaar die 27ste Februarie, dan pak ons alles op en ons trek Amajuba toe. En ons skiet kanon daar, en ons het vla wat ons waai, en ons het braaivleisvure, en ons optredes en kerkdienste en ensovoorts. Dit is 'n fees wat 147 jaar gelede begin het, op die 27ste Februarie 1881. En natuurlik het hulle die Engelse daardie môre op hulle hel gegee. Yes. En ons voel so baie goed daaroor. Maar 147 jaar later is ons by 'n plek. 18 jaar later. 18 jaar later in Oktober maand van 1899. 18 jaar na ons die Engelse pak gegee het, toe kom die selfde Engelse hier aan. En toe verwoes hulle daardie volk, u wat vanmôre hier voor my sit, met alles. Hulle vrouens en kinders, hulle ou mense, hulle plase is met die skroeide aarde afgebrand. Groot manne ry op hulle maarperde en ween in die sterrehemel. Maar ons hou 'n ding in stand. My hart sal gaan staan oor 'n volk wat liewer is vir haar sentimente is vir Vader Jahwe. Hoe kan sy 1881 se herwinning vandag leef in 'n plek terwyl sy nie eens meer 'n naam het nie. Sy is nie meer 'n volk nie. Sy het nie meer 'n taal nie. Sy het nie meer 'n platvoetplek waar sy kan staan en sê hierdie graspol is volks eiendom nie. Sy het niks. Dis 'n ou sentiment. Kom ons vat dieselfde boere. En ons verwyder die sentiment en ons sit Vader as hulle sentiment in hulle binnekant neer. En ons doen dit oor die lengte en die breedte van hierdie land. En van die oomblik wanneer dit gebeur, is die hel los in Suid-Afrika. Dit is die passie. So ek hoop jy verstaan my vanmôre mooi. Ek het nie 'n probleem as jy die voorlaaier gaan skiet by Amajuba nie. Maar ek dink dit is baie dom om so 'n insident in die lewe te hou terwyl Vader nie die soewereine majesteit oor die volk is. Dis my probleem. 'n Boervolk se sentiment oor kerk en politiek is gebruik om haar te lei om haar rug op haar skepper te draai.
En jy moenie vir my so kyk nie, jy weet dat wat ek sê is korrek. In my hart bols vanmôre, want u is uitgeroep. U is uitgeroep uit hierdie misleiding. U is uitgeroep uit die ketTINGS van verleiding. U is eenkant staan gemaak om wat te wees? Om 'n getuie daarvan te wees dat u hierdie sentiment wat hier opgerig is, wat jou geleer het om jou rug op Vader Jahwe, dat u dit verlaat. U sit vanmôre hier as 'n lewende getuie daarvan. En die ou Joiners, hy sny die biltong. Ek dink dit was volstruisbiltong. Hy sny die biltong. Dan gee hy dit vir sy kleinseun aan. Dan sê hy, oupa, hoeveel Engelse het jy geklits? Hy sê, my seun, kom ons los die Engelse. Kom, kry nog 'n bietjie biltong. Oupa, hoeveel jaar was jy binne in die veld en op kommando teen die vyand? Hy sê, los dit man, dit beteken niks. Kom ons eet die biltong. Oupa, waar was jy toe hierdie volk oorrompel is? Waar was jy toe hierdie volk vernietig is? Waar was jy toe hierdie volk vervreem is van Vader Jahwe? Die kinders gaan vir ons vra. En wat gaan ons hulle antwoord? Wat? So draai ons na die sentimente terug huis toe. En dan is daar 'n nuwe liedjie wat skielik ons bloed oranje maak. Man, my bloed is nie oranje nie. Kom sny jouself. My bloed is nie oranje nie. My redding lê nie by die Voortrekker monument nie. My redding lê waar my knieë kaal plek op hierdie aarde gemaak het voor die aangesig van Vader Jahwe. Dis waar die redding lê. En jy moet sien, dis 'n sentiment. Ons bloed is oranje. Dis 'n splinternuwe sentiment. Maar is Vader Jahwe daar binne in verheerlik? Nee. Doodloopstraat. Is jy nie al saam met my moeg oor al die doodloopstrate nie? Nou sê, lees saam met my. Job 30 vers 31. Job 30 vers 31. Kom. Maklik om te kry. Job is baie maklik. Jy het mos 'n geestelike en 'n sielkundige GPS in jou kop. Jy weet waar is Job. Kom ons lees. Job 30 verse 31. Kom aan, boervolk, word saam met my opgewonde. Word saam met my opgewonde. En daar sê. Hoor nou, en dis wat ons vanmôre sê. Ons sê dit vanmôre. Hoor wat sê ons. So het dan my siter, dis 'n musiekinstrument, 'n rouklag geword. Is nie al nie. En my fluit is stem van die wat ween. Ek wil nie daarop uitbrei nie. Ek dink die stilte van die oomblik vat ons na die werklikheid. Ons het vanmôre niks om oor te jubel behalwe Vader Jahwe. Maar hy is die lied van my hart. Hy is die melodie van my siel. Maar ons moet wikkel. En terwyl ons so, ons siter 'n weeklag is, en ons fluit 'n ween is, sê ons, die Springbokke moet net nie hierdie jaar die beker verloor nie. Ag, Siya Kolisi, druk vir ons die wen 3. Wat het van hierdie edelvolk geword? Okay. Wat vergeet ons?
Psalm 136 vers 6. Ons het met hom begin, onthou u. Psalm 126, 6. Ons het met hom begin. Luister hoe mooi is hy. Hy loop al deur en ween en dra die saadkoring. Weet jy wat? Hier sit die saadkoring. Hoe het hy hier gekom? Hoe het ek hier gekom? Hy het ons met geween hiertoe gedra. Hy. En wat is die opgewonde gedeelte? Vir hierdie boervolk wat vanmôre hier by my sit en die wat na die materiaal sal luister. Hy sal sekerlik kom en met gejubel sy gerwe dra. Dis vas, dit kom. En ek jubel daaroor. Ek prys sy naam. Daar's weerstand teen die volgende profesie. Oor kan die rivier van Kus vandaan sal my aanbidders my jongste dogtertjie my offerande bring. Nou sê hulle, Kus is daar in Arabië. Wil nie daarop uitbrei nie. Is 'n paar predikers in hierdie land wat saam met ons echo. Oor kan die riviere van Kus is aan die kant die ewenaar van Afrika, dis waar ons sit. Ja, so as julle dit nie aanvaar nie, is as skief getrekte sentiment. Maar ons het nie 'n sentiment nie. Ons sê, dit is die profesie van Vader Jahwe en hy gaan dit reg voor ons oë in vervulling laat gaan. Ek maak met u klaar. Dan vat jy hom huis toe. Matteus 13 verse 30. En as ek elke keer as ek Matteus 13:30 lees, dan hardloop ek eers so slag om die huis en ek spring 'n paar springe en ek skree haleluja my vuis in die lug. Dan want dit is oorwinning hierdie, want hoor wat sê Matteus 13:30. Laat al twee saam groei tot die oes toe. Soos nou, hulle groei almal saam tot die oes toe. Nou hoor wat sê Vader, die eienaar van die oes. Hoor wat gaan die eienaar van die oes doen? Hy gaan vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Dis stap 1. Onthou ek het vir u verduidelik, toe die volk uit Egipte uitgegaan het, was daar onkruid in die bedding. Onthou jy dit? En wat het Vader gemaak? Hy het dit uitgehaal uit die volk uit. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Matteus 13 sê, hy gaan dit weer doen. Hoekom? Want dit moet 'n suiwer, ware, opregte, egte volk wees, wat voor hom en voor sy aangesig moet verskyn, prys sy kosbare naam daarvoor. En hy sê, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Dit is Psalm 126 vers 6. Hy sal sy gerwe met jubeling dra. Kan u sien hoe hierdie profesie in vervulling voor ons oë sal gaan tot eer en verheerliking vir sy kosbare naam. En dan wil ek 'n ovasie hê vir Vader Jahwe in hierdie plek. 'n Applaus vir ons koning, prys sy kosbare naam. En ons sluit af. Ag, merk hom as 'n bietjie daar in jou skrifte. Oranje, geel, bruin, blou, net so wie wil. Maar merk hom net. Dit is Numeri 23 vers 19. Numeri 23 vers 19. Prys sy kosbare naam. Ek is so opgewonde, ek kan dans daaroor. Hoor wat sê hy? Vader Jahwe is geen man dat hy sou lieg nie. Kan ek halleluja kry? Hy is geen man dat hy sou lieg nie. Of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Het jy hom gelees? Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Oor kan die riviere van Kus vandaan sal my klein dogtertjie, my jongste dogtertjie, my klein volkie, my
offerande bring. Hy gaan dit waar maak. Prys sy kosbare naam. Ek dank U.